Goeiemôre vriende. Ag, ek wil nou maar net weer, ek dink net nou aan die woord van Johannes, wat hy 'n brief skryf aan sy vriend Gaius, en dan sê hy daar, ek hoop, dit gaan met jou fisies so goed soos wat dit geestelik met jou gaan. Weet dit is mos maar so, in die geestelike lewe is baie dinge anders om ons presies amper die teenoorgestelde is in hierdie wêreld. In hierdie wêreld, as jy siek is, gaan jy na 'n dokter toe. Maar in die geestelike wêreld, as jy gesond is, gaan jy na die dokter toe. Die feit dat jy nou hier is om by Jesus se voete te kom sit en te kom hoor wat hy vir ons wil sê, is wys hoe gesond is jou geestelike lewe. Want Jesus sê self, daar in Matteus 5, sê hy, dit is baie, baie gelukkig as jy weet hoe afhanklik jy van God is. In hierdie tydjie wil ons in afhanklikheid voor hom buig. Wil ons in afhanklikheid opkyk en ons verwagting is van hom, wat nou deur sy woord met ons wil praat. Dis hy, dis in sy naam, die naam van ons Vader en die Seun, Jesus Christus, en die Heilige Gees, dat ons hierdie boodskap vanmôre ook vir jou wil bring. Mag jy genade beleef, mag jy ontferming van God die Vader ervaar, waar jy nou ook sit en luister, na hy, na hom, wat vir jou lief het. Amen. My liewe vriende, kom ons sing 'n lied saam. Ons sing uit die psalmbundel, dis nou in liedboek nommer 42, Heer, ek smag na U. Kom ons sing hierdie lied, Heer, ek smag na U. Vriende, nou, dit is vir my altyd wonderlik, as mense so in die kerk sit en hulle blaai deur die Bybel, dan hoor jy die geruis. 'n Oomie in ons gemeente het eendag gesê, dit is soos die voetstappe van hom wat die boodskap bring. Blaai in jou Bybel, laat dit so ruis na Markus hoofstuk 1. Ek gaan net vers 14 en 15 met jou saam lees. Markus, die eerste hoofstuk. As jy die Bybel nou oop het daar, kom ons buig eers in aanbidding. Ons slaan ons geestesoë op met verwondering, waar sal ons hulp vandaan kom? En ons weet ons hulp is van U. U wat uit niks uit alles geskep het. U wat ook uit my as nietige mens iets kan maak. Omdat U juis gekom het om te kom herstel wat stikkend geraak het. Ons vra U, Here, begelei ons nou deur hierdie woord vanmôre,
om die pad van 'n gelowige te loop soos U dit van ons vra. Begelei ons in die volle waarheid, o Gees van God, want dis waarvoor U gestuur is, om ons te lei in die volle waarheid. Amen. Markus hoofstuk 1, ek lees net vers 14 en 15, ons teksvers is vers 15. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Baie sê, dit is sy eerste preek hierdie. Ek het nogal gewonder daaroor, want baie keer sê ons Matteus 5 in die bergpredikasie is die eerste preek. Maar toe gaan kyk ek in Matteus, toe sien ek voor die bergpredikasie amper dieselfde weergawe. Johannes is in die gevangenis opgeneem. En nou weet ons mos, Johannes is in die gevangenis opgeneem, nie omdat hy skelm was nie. Nie omdat hy korrup was nie. Nie omdat hy straf verdien nie, maar omdat hy dit durf waag het om te sê, so spreek die Here. Toe hy met Herodes gepraat het, wat sy vrou, sy broer se vrou afgevat het. Nou sit hy in die tronk, en nou sê Jesus, nou is die tyd vervul. En dis ook in ons tyd waar ons nou leef, dis onreg. Mense wat oor onreg in die tronk gegooi word, of oor die regte dinge in die tronk gegooi word, op 'n onregmatige manier. En daarom sê Jesus, nou is die tyd vervul. Dis sulke tyd wat hierdie evangelie moet kom. En toe sê hy, die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het nou, in hierdie onregtyd, het hierdie tyd naby gekom. Die koninkryk van God het nou naby gekom. Dis vir my 'n troos, dis baie naby. God se koninkryk is nou baie naby. Bekeer julle en glo die evangelie. Dis ons teksgedeelte. Ons is besig om te kyk na geloof, die betekenis van geloof, waar kom dit vandaan, al die ander dinge wat rondom geloof. En hier in Jesus se intreepreek is dit sy boodskap. Bekeer julle en glo die evangelie. Bekering en geloof. Ek wil vanmôre na hierdie twee sakke kyk. En ek wil dit oor en oor gaan ek dit herhaal, dis karperde. Die twee werk saam. Die een kan nie sonder die ander nie. Bekering kan nie sonder geloof nie. Geloof kan nie sonder bekering nie. En dis nogal baie belangrik, want in ons tyd sien ons dat daar baie gelowiges is, wat bely hoe hulle geloof is en hulle aanbid die Here, maar in der waarheid verander sy lewe in die besigheidswêreld daar ander glad nie. Wat hy agtertoe deure doen, is nie altyd dieselfde as wat hy in die openbaar bely nie. Daar word dus verwag dat ons moet geloof en bekering gelyktydig hê in ons lewe. Dis waaroor ons dit gaan. So hierdie vers som Jesus se woord op om te sê, waaroor gaan verlossing? Hoe word ek verlos? Bekeer jou en glo die evangelie. Sonder bekering is daar nie werklike geloof nie. Sonder geloof is daar nie werklike bekering nie. Hierdie twee moet saamgaan. Dit is nog weer eens 'n misterie. Soos die hoender en die eier. Wat was eerste? Ons sal nie weet nie. Dit is moeilik om te sê. Maar hierdie twee, geloof en bekering, is karperde. Hulle loop saam. My liewe vriende, ek wil net gou eers met jou 'n paar interessante dinge deel. 'n Mens se hart is een van die kosbaarste dinge in jou lewe, want jou hart is jou lewe. Die Bybel praat van jou hart is die lewe. As jy hierdie
As jy jou hart vir Jesus gee, gee jy jou lewe vir Jesus. Nou gemiddeld weeg 'n hart in die omgewing van 200 gram. Is maar klein. Maar 'n hart klop in die omgewing van 70 maal gemiddeld per minuut. Dit werk uit op 4200 keer per uur. Dit word 100.800 per dag kere wat 'n mens se hart klop. Dit werk uit op 367.000 miljoen. 367, ek klink nou net so Zuma. 367.729.000 per jaar. Dis baie. So klop 'n mens. Ongeveer werk dit uit op 2.575.000 miljoen. In 'n leeftyd van 70 jaar. Dis die doeltreffendste pomp wat nog ooit gemaak is. Dis die bron van ons lewe, elke dag. En dit, my liewe vriend, het God vir jou en my persent gegee. Maar daarmee kom ook 'n verantwoordelikheid. Ek en jy moet ons harte oppas. Ons moet hom gesond hou, deur gereelde oefening, deur die regte kos, deur genoeg rus en die vermyding van verkeerde gewoontes. Maar die beste wat ek en jy kan doen met ons hart, met ons lewe, is om dit vir Christus te gee, vir sy bewaring. En om te weet ek gee dit vir Christus, het jy geloof nodig. Om hierdie hart se verantwoordelikheid wat ek teenoor hom het, om 'n goeie lewe te leef, die regte kosse, die regte oefening, al hierdie goed, dis bekering. Dis dade. Hierdie twee goed gaan saam. Gee jou hart vir Jesus beteken, hy moet vir jou die leidsman wees in hoe jy hierdie hart gaan versorg. As jy jou hart aan hom gee, jou lewe aan hom gee, dan behoort jy aan hom. Dis geloof. Maar om reg te leef, dis bekering. Dis hoe hierdie twee goed karperde is. Dan is jy nie net vir hierdie lewe reg nie, maar ook vir die ewige lewe, vir die heerlikheid van God. Sonder bekering is daar dus nie ware geloof nie. Die hoofdoel van Vader, waarom hy Jesus gestuur het, waarom ek vanmôre aan jou Jesus moet verkondig, is sodat mense losgemaak kan word uit die mag van die sonde. Verlossing beteken om verlos te word van die mag van sonde. Ons is van nature geneig daartoe. Ons is van nature magneties aangetrokke, amper soos velcro, kleef ons lewe aan sonde. Maar hy kom om ons te verlos. Verlossing kan nie plaasvind as ons harte vasgekleef bly aan sonde nie. Vader se doel met Jesus in jou lewe is om jou los te maak uit hierdie wurggreep van sonde, sondige gewoontes, sondige maniertjies, sondige geaardheid, sondige taalgebruik, sondige houding teenoor ander mense, 'n sondige houding teenoor jou eie verantwoordelikheid rondom jou gesondheid. Geloof is 'n oorgawe om ons los te maak uit die wurggreep van sonde. Geloof is om ons hele lewe aan God se beheer oor te gee.
Ek onthou uit my studente daar was so 'n mooi prentjiebeeld van wie bestuur jou lewenskarretjie. Is jy aan die stuur? Of het jy hierdie stuur oorgegee aan Jesus? Dis waaroor dit gaan. Die beheer van my lewe moet aan hom oorgegee word. Dit vra geloof. Ek kan nie deur Jesus beheer word as ek steeds volhou om sonde bobaas te laat vier in my lewe nie. Geloof is om die geskenk van God se genade heelhartig jou eie te maak. Losgemaak te word van die mag van hierdie wêreld, die suigkrag van hierdie wêreld se sonde. Dis daarom onmoontlik om sonder die gepaardgaande bekering 'n gelowige te wees. Bekering beteken ek draai die rug op die verkeerde. Ek sweer dit af, die totale afswering van die beheer wat sonde oor jou lewe het. Dis bekering. Maar bekering nie net daai een kant van wegdraai nie, maar ook terugdraai. Dis omkeer. Weg van sonde af, terug na Vader toe. Ek moet by hom wees, ek moet by hom skuil. Hy is my vesting. Ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Dit vra geloof, 'n losmaak. Ware bekering is dus onlosmaaklik verbind aan geloof. Bekering is nie alleen net wegdraai van sonde nie, maar ook terugdraai. As dit maar net 'n wegdraai van sonde is, dan is dit ek wat 'n blaadjie in my lewe omblaai en probeer om my lewe beter te maak. Sonder God, sonder Jesus. As bekering dus net die wegdraai is, dan gaan dit om myself. Om my eie plesier, my eie, kom ons sê, verbetering, gewetenssalwing. Bekering is nie 'n goeie werk wat net uit jou eie wil kom nie. Bekering is ook 'n oorgawe, 'n onderwerping aan hom, die onsienlike, wat ek nou skielik raak sien, toe ek tot geloof gekom het. So geloof is absoluut noodsaaklik om bekering werklik 'n ommekeer te maak. Bekering is nooit jou eie oorwinning oor sonde nie. Bekering is om elke sonde aan die voete van Jesus te kom neerlê, want hy is die oorwinnaar. Dis hy wat die kop vermorsel van die slang. Hy vernietig die beheer van sonde oor jou lewe. Jy ken mos, in my tyd het ek groot geword met 'n liturgie wat altyd elke Sondag omtrent dieselfde is. En hierdie woord uit Johannes 1 was nogal baie aktueel. Johannes 1 vers 9 sê: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Dis nou Jesus. Hy's getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis waaroor dit gaan. Bely jou sonde, draai weg en weet hy, na wie toe ek draai, is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die krag van bekering is geloof. Want hoe meer ek nou aan Jesus vashou om my vry te maak van die mag van sonde, hoe sterker word ek om weerstand te kan bied
en 'n oorwinnaar te wees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die krag van geloof is bekering. Hoe gretiger ek is om verlos te word van sonde, hoe meer maak ek staat op hom wat my lewe nou in beheer het. En hy is die oorwinnaar. Hy gee vir my die vermoë om dan ook nee te sê, my rug te draai, om te draai, weg van sonde af. Enige een wat aan albei geloof en bekering vashou, sal gered word. En dit is die boodskap van Markus, van Jesus se intreepreek. Die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het gekom. Bekeer julle en glo. Geloof sonder bekering is dood. Bekering sonder geloof is ook dood. Geloof sonder bekering is net 'n droom, waaruit jy met ontnigtering kan wakker skrik. Bekering sonder geloof is 'n futiele poging tot selfverbetering en wat gedoem is tot 'n terugslag, tot val. Soos die arend. Geloof laat my vlieg in die hoogtes, asof ek by die hemel kan wees. Maar wanneer daai arend daarbo is sy oë gerig op sy prooi hieronder. As ek bekeer en as ek tot geloof kom en ek maak my nie los van hierdie roof wat hieronder lê, wat ek wil roof nie, dan is dit te vergeefs. Sou geloof alleen jou doelwit wees om daarin te kan groei, om jou geloof te voed en versorg, sonder voortdurende verset teen sonde, sonder die skoonmaak van jou lewe, sonder die heiliging wat daarmee saamgaan. Dis bekering. Dan word geloof 'n futiele menslike poging gedoem tot val. Maar sou bekering uit sonde, sou bekering uit 'n verkeerde lewenswyse alleen jou fokus wees, sonder om te groei in 'n lewende verhouding, sonder om te groei in jou kennis en jou vertroue op God self, dan is jou geloof en jou bekering te vergeefs. Hy het gesê, dis nou die regte tyd. Die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. As jy daaraan deel wil wees, bekeer jou en glo die evangelie. En daarom is my oproep vanmôre vir jou, sien raak waartoe Jesus jou roep. Elke wens en elke begeerte wat daar in jou lewe kan wees tot bekering. Elke herinnering wat die Gees vir jou gee aan jou verslaafdheid aan sonde waarvan jy wil vrykom. Elke so herinnering, elke so gedagte is 'n oproep tot geloof in Jesus. Jy word opgeroep daartoe om met toegewyde erns te stry teen die mag waartoe ek en jy van nature geneig is om te volg. Dis die sondeval. Vader wil hê dat ek en jy 'n gefokuste oorlogvoering moet hê om die sonde te vernietig in jou lewe. Hy wil help dat jy nie meer vasleef en vashou daaraan, asof dit om lewe en dood al is wat belangrik in jou lewe is nie.
Laat elke gedagte wat jou aanspoor tot groter geloof, dat elkeen van daai gedagtes jou aanmoediging wees om met dapperheid teen sonde te stry, totdat jou hele wese vasklou aan Jesus. Ek gaan weer uit 1 Johannes 'n gedeeltjie lees, uit 1 Johannes 5, ek lees daar vers 4 en 5. Enige een wat 'n kind van God is, met ander woorde, dis iemand wat reeds tot geloof gekom het. Die skille het van sy oë afgeval. Hy het God raak gesien, hy het Jesus raak gesien. Elkeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin, so sê die woord. Jy kan dus jou rug draai. Omdat jy in hom glo, kan jy nou jou rug draai. Jy kan die sondige wêreld oorwin, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Dis waaroor dit gaan. So op hierdie wyse, my vriend, word geloof en bekering vervleg met mekaar in 'n onlosmaaklike eenheid. Die voortdurende uitreik na Jesus sal jou al meer wegskuur van die sondegreep op jou. Jou verbondenheid aan Jesus vul jou voortdurend al meer met sy lig, sodat jy al meer uit die duisternis uitkom. Dis oorwinning. Hierdie geloof in Jesus laat jou die lig sien. En daarom bekeer jy. Daarom draai jy weg van die duisternis. En word geloof en bekering uit verkeerde dinge die praktyk. Hulle word versoenbaar, vervleg met mekaar. Jy sien, dis so dinamies as wat geloof is om te groei al meer en meer. Sodat jy, hoe beter jy hom leer ken, en hoe meer jy van hom weet, en hoe meer jy op hom vertrou, dis geloof, hoe meer draai jy weg, hoe meer bekeer jy van wat verkeerd is. Jy sal dan al meer vind, jou geloof en die groei daarvan is die vrug van bekering. Deur jou daaglikse bekering, wegdraai van die heerskappy van sonde, beleef jy wat is volharding van geloof. Groei jou sekerheid van geloof. My liewe medegelowige, my liewe medevolgeling van Jesus, waarom verkrummel jou geloof so maklik? Waarom voel dit of jy partykeer net voete van klei het? Dit kan wees vanweë jou traagheid om tot bekering te kom. Waarom val jy so baie? Waarom is jou lewe so gekenmerk met val en opstaan? Dit kan wees omdat bekering net 'n wegdraai geword het, maar nie 'n terugdraai na God nie. Dit kan wees dat jou greep op Vader, op Jesus, om hom te dien en hom lief te hê, dalk eintlik verwaarloos word. En jy dink jy kan deur jou bekering, jou eie omdraai, regkom. Nee. Laat geloof en bekering, albei, van vandag af, vorentoe, hand aan hand, soos karperde wees in jou lewe. Hoor weer eens Jesus se intree preek boodskap. Hy sê, die tyd is nou hier. Die tyd het aangebreek.
God se koninkryk is hier. Sy koningskap in jou lewe is hier. Bekeer jou en glo. Al twee. Glo en bekeer. Bekeer en glo. Dit gaan om die glo van Gods woord. Vertrou op hom en draai weg van die mag van 'n sonde wat vir jou wil insluk. Amen. Kom ons bid. Dankie Here. Dankie dat geloof lewensveranderend kan wees. Want om aan U vas te hou is ons nie meer van hierdie wêreld nie. Om aan U vas te hou is om 'n nuwe pad te loop. Die smal pad. Die pad van oplet loop. Om deur te gaan deur die smal poort, die nou poort wat tot die lewe lei. Ek bid Here dat U vir ons die genade sal gee, om nie maar net agteroor te sit en te dink omdat ek nou glo, hoef ek nie meer hard te werk aan dinge in my lewe wat verkeerd is nie. Gee die innerlike krag tot van bekering, om saam met hierdie geloof 'n pad te loop terug na U toe. Getrou by U, uit U, deur U en tot U. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan weer 'n lied sing, want die liedere is so 'n mooi manier om 'n verwoording, dis vir my altyd so, ek het nie al die mooi woorde nie, maar hierdie woorde wat ons vind in liedboek 308, is 'n lied wat sê, neem my lewe, laat dit Heer aan U gewy wees, meer en meer. Kom ons sing hierdie lied 308, saam met die mense wat vir ons nou sal voorgaan. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my
die seën van die Here en weet, hy is met jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die getroue gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Liewe vriende, dit is nou al 'n lang tyd wat COVID met ons aan die gang is. COVID het baie veranderinge gebring. COVID het baie dinge eintlik baie seer gemaak. Onder andere ook die kerk. En liewe vriende, ons het nie borge om die kerk se werk te dra nie, buiten gelowiges. Dit mag wees dat ook jy op geen ander manier deesdae geestelik versorg word nie. Maar jou geestelike versorging wil ons vra of jy nie ook vir ons daarmee kan help nie. Ons gaan elke keer met ons videovertonings van hierdie dienste, gaan ons ook die bankgegewens gee. As die Here vir jou so lei dat jy 'n inbetaling op daai bankrekening vir ons kan doen, sal ons dit baie waardeer. Want dit is so dat ook ons gemeente begin swaar kry het, vanweë die gebrek aan die normale inkomste, vanweë samekomste, mense wat hulle dankoffers bring. Nou kom mense nie meer uit hulle huis nie. Ons sal op 'n nuwe manier moet inkomste kry. En daarom vra ons ook vir jou. Miskien is jy gelei deur die Gees van die Here om ook 'n bydrae te maak. Asseblief, ons wil vir jou vra dat jy ook vir ons help om hierdie diens van geestelike versorging van mense in stand te hou. Baie dankie.